Hallo almal, ons doen hierdie slag nog 'n departementele vraestel, die slag die van November 2016. Dit sê vir ons, die skets hieronder is die grafiek van f van x is gelyk aan 2 maal met b tot die mag x plus 1 plus q. Die grafiek van f gaan deur die punte A 21, hier kan ons dit sien, en B minus 1y. Die lyn y gelyk aan 2 is 'n asymptoot van f. Eerste vraag sê, toon aan dat die vergelyking van f gelyk is aan f van x is gelyk aan 2 maal 3 tot die mag x plus 1 plus 2. Nou ek wil net eers gou noem die feit dat hy opwaarts beweeg, met ander woorde dat dit 'n stygende funksie is, sou beteken dat die waarde van b groter as 1 is. Die q gee altyd vir my met hoeveel het die grafiek vanaf die x-as opbeweeg. Nou onthou, die x-as sou die asymptoot van 'n basiese grafiek gewees het, en hierheen kan ek duidelik sien het 2 eenhede opbeweeg, so ek kan begin deur te sê dat q gelyk aan 2 is. So dan is my vergelyking y is gelyk aan 2 maal b tot die mag x plus 1 plus 2. En dit laat my met net een onbekende, die onbekende is b, en ek moet dus 'n punt wat op die grafiek lê daarin vervang. Onthou, ek sien nie x en y as onbekendes nie, dit is koördinate van punte op die grafiek. Nou ja, die enigste punt wat ek ken is hierdie punt A, wat die punt 21 is. So my y-waarde is 20 en my x-waarde is 1. So dan kry ek 20 is gelyk aan 2 maal b tot die mag 1 in die x-se plek, 1 plus 1. So dit gee vir my, kom ons vat die 2 oor, dan moet ons hom albei kante aftrek. Dit gee vir my 18 is gelyk aan 2b kwadraat, deel deur die 2, dan kry ek 9 is gelyk aan b kwadraat, en daarom is b gelyk aan 3. So dit beteken dat die vergelyking van f gaan wees, ek gaan dit hierbo skryf, f van x is gelyk aan 2 maal 3 tot die mag x plus 1 plus nog 'n 2. Goed, en dan die volgende vraag, vraag 7.2, sê bereken die koördinate van die punt B. Nou ja, B sit hier, nog 'n puntjie op die grafiek. Ek ken sy x-koördinaat, dan kan ek altyd die y-koördinaat uitwerk. Die y-koördinaat gaan wees, en kyk nou maar na die vergelyking, daar het ek hom, is 2 maal 3 tot die mag x, en in die x se plek vervang ek die minus 1 wat ek hier het, dan plus 1 en plus 2. Nou, hierdie gee vir my 3 tot die mag 0, en 3 tot die mag 0 is 1. So hier staan eintlik 2 plus 2 wat 4 is. Goed, daar is nog vrae. Ek het net dit oorgeskuif na die volgende bladsy toe. So kom ons gaan aan daar. Bepaal die gemiddelde gradiënt van die kurwe tussen A en B. Nou ja, ons het A se koördinate, dis vir ons gegee. B het ons nou net uitgewerk, is die punt min 1, 4, en die koördinate van, of die gemiddelde gradiënt, is basies mos maar die gradiënt van die lyn wat die twee punte verbind. Ek sien ek maak weer droog met my skets, kom ek teken dit net vryhand.
ek gaan deur die punt B en ek gaan deur die punt A en die helling van daardie lyn sal die gemiddelde helling wees. So ek gaan begin deur te sê die gemiddelde helling en my formule om helling uit te werk is die y-koördinaat van A minus die y-koördinaat van B op die x-koördinaat van A minus die x-koördinaat van B. Dit maak nie saak watter een jy eerste sit nie, so as jy begin het met y van B minus y van A, dan moet jy net sorg dat jy onder die lyn ook x van B minus x van A het. Albei gaan dieselfde antwoord gee. Goed, my y-koördinaat van A is 20 en my y-koördinaat van B is 4. My x-koördinaat van A is 1 en my x-koördinaat van B is min 1. So 20 minus 4 is 16 en hier is 1 plus 1 wat 2 is. So my gemiddelde helling is 8. Goed, volgende vraag. 'n nuwe funksie h word verkry wanneer f om sy asymptoot, ek sien dit sny 'n bietjie af. Ok, kom ons probeer weer. 'n nuwe funksie h word verkry wanneer f om sy asymptoot reflekteer word. Bepaal die vergelyking van h. Nou ja, om dit te doen het ek meer plek nodig, so ek gaan hier die gemiddelde helling uitvee en ek wil hierdie 7.3 sommer uitskuif en dan bring ons vir 7.4 op. Kom ons kyk of ons hom net kan kry dat ons hom heeltemal kan lees. Dis hy. Die nuwe funksie h word verkry deur f om sy asymptoot te reflekteer. Nou sy asymptoot is hier. Ek gaan dit rooi maak. Daar is sy asymptoot. Dit is by y gelyk aan 2. So as ek hom om sy asymptoot reflekteer, beteken dit eintlik ek moet 'n grafiek kry wat so ietsie lyk. Kom ons teken hom maar so effentjies. Hy moet so iets lyk, sodat die twee simmetries is, sodat hulle op mekaar kan lê as ek hom op die asymptoot sou toevou. Maar jy het nie geleer hoe om dit te doen nie. Wat jy wel geleer het, is 'n refleksie in die x-as. Vir dit verander jy y na minus y. So die refleksie in die x-as sal in die plek van my y hier minus y wees. 2 tot die mag 3x plus 1 plus 2. En as ek hierdie minus indeel, of met hom vermenigvuldig, kry ek minus 2 maal 3 tot die mag x plus 1 minus 2. Nou waar is daardie grafiek? Dit is beslis nie hierdie een wat ek nou alreeds hier geteken het nie. Hierdie bloue is die een waarvan ek die vergelyking soek. Hierdie is die refleksie in die x-as. Wat beteken hierdie het 'n asymptoot by y gelyk aan min 2, so ongeveer so iets. Hey, en dan lê die hele grafiek hieronder. So wat moet ek nou doen om van hierdie rooi grafiek af, hierdie rooi grafiek wat nou die refleksie in die x-as, kan jy sien as ek my papier op die x-as toemaak, sal hierdie een en die rooie op mekaar lê. So om van hierdie rooie na die bloue te gaan, moet ek 4 eenhede opskuif. Onthou, hierdie is by min 2. So van min 2 na 0 gee vir my 2 eenhede opgeskuif en dan soontoe gee vir my nog 2 eenhede opgeskuif en hulle noem dit die funksie h. So h van x sal wees
Hierdie een, min 2 maal 3 tot die mag x plus 1 min 2. Dit gee vir my die rooie, en dan moet ek om 4 eenhede opskuif om die bloue te kry. So dit gaan wees minus 2 maal 3 tot die mag x plus 1 plus 2. Dis hoe H se vergelyking gaan lyk. En onthou, H is nou die een wat ek so rofweg daar in blou geteken het. Die laaste vraag sê, skryf die waardeversameling van H neer. Nou as jy nou in gedagte hou waar H is, dan sien ek H is nou die heeltyd onder daardie asymptoot. So die waardeversameling is altyd my y-waardes, en omdat dit die heeltyd onder die lyn y gelyk aan 2 is, gaan my y-waardes kleiner as 2 wees.